Ek wens ek kan sien waarmee jy nou besig is. Wel, eintlik is die antwoord eenvoudig, nee, jy kyk na wat hier gebeeldsend word, maar jy is dalk in jou huis bedrywig met allerlei dinge, kook kos, kry dinge bymekaar in die huis, tel speelgoed op. Daar by ons met die kleinkinders, dis wat jy die meeste van die tyd doen. Jy tel net speelgoed op. Ek bedoel, van voor tot agter is dit net soos een groot speelterrein, maar 'n oupa en 'n ouma gee nie om nie. So ongeag van wat jou konteks is, mag dit met jou baie goed gaan. Geniet die mense wat deel van jou leefwêreld is en geniet ook die voorreg saam met ons om by ander mense te leer. Ons het vandag weer 'n gas en ek weet dat dit vir jou 'n heerlike kykervaring, hoorervaring, luisterervaring, leerervaring gaan wees. So bly asseblief deel van hierdie saamkuier. Andermaal 'n wonderlike voorreg om 'n gas by ons te verwelkom en ek moet vir julle sê, dis vir my so verrykend om saam met hierdie mense te kuier en ek wil myself voorstel dat ook jy uitsien daarna om elke week saam te kuier in die Toekomsvenster Ateljee en sê ek wonder wie gaan nou die gas wees. Nou vandag gesels ons oor 'n wonderlike, 'n heerlike onderwerp. Jy gaan nou hoor wat dit is, nee. Laat ek jou maar 'n bietjie aan het raai hou vir 'n enkele oomblik. Maar intussen kan ek ons gas aan julle voorstel. Louis, baie welkom. Baie dankie Jan. Ons is bly dat jy hier kuier. Louis Nooihof. Is dit Niehof? Die arm deel waaraan ek behoort sê Nooihof en die ryk deel sê Niehof, so ek sê Nooihof. Louis, vertel bietjie vir ons, wat doen jy vir 'n lewe? Ek wil amper sê, wat doen jy nie vir 'n lewe nie? Ag ja, nee, om met die kwaadheid te bly en die Here het vir my regtig baie talente gegee, kan ek 'n paar goed doen. Ja. Ek werk voltyds in die koöperatiewe wêreld. Ja. Vir 'n maatskappy Avon Justine wat grimeermiddels en skoonheidsprodukte versprei. Jy moes maar 'n paar saamgebring het, Louis. Ag, skop jou bring. Ek het ook in teologie studeer en 'n bietjie nagraads in sielkunde studeer al lank gelede. Ja. So met so een been staan ek in die kerk en bly so 'n bietjie betrokke in die kerk en Ja. van die goed interesseerde mense en die Here lê dit op jou hart en roep jou. So dit is ook waarmee ek besig is en dan studeer ek so 'n bietjie verder net om met die kwaadheid te bly. Louis, jy is so begaafd en ons gee die Here al die eer, maar ek bedoel, jy's nie net 'n dominee nie, maar jy's in die sakewêreld, soos jy sê, in die sielkunde gestudeer, jy het 'n MBA gedoen. Is jy nie besig met doktoraal nie of is jy al dokter? Dis so op die oomblik van taalversorging, so amper. Kan jy dit in die lewe oor vertel? So ons kan amper sê, sal ek profeteer professor? Nee. Nee, goed, dit is Ja. werklik net vir die Here se deur die Here se genade en vir hom dankie te sê kon ek so 'n bietjie verder studeer in besigheidsbestuur ook. So dit is Maar dis wonderlik, Louis, want jy staan eintlik, want dis baie keer die verwyt wat ook na dominees toe kom, is dominee, jy verstaan nie ons leefwêreld nie, nê. En dit is ook so, want ons loop mos met ons kop in die wolke en ons is die hele dag besig met hierdie verhewe dinge en so, maar hier is jy op grondvlak besig met die uitdagings van die korporatiewe wêreld, as ek dit so kan noem, en tegelykertyd sê jy maar goed, hoe verklank en verwoord en vergestalt jy evangeliese waarhede binne daai konteks? Ja, sekerlik 'n uitdaging want jy het etiek waarmee jy daagliks te doen kry. 'n kommersiële omgewing is winsbejag. So ewe skielik moet jy die Here vra vir leiding om dit toe te pas op grondvlak, maar wat 'n geleentheid om te kan voel soos 'n lidmaat dit beleef. So hooplik is ek maar net gewone mens en gewone lidmaat ook. Ja. Beleef jy dat daar binne byvoorbeeld die korporatiewe omgewing, en nie net waarin jy is nie, maar is daar 'n openheid dat 'n ou op 'n suurdeegbasis 'n lig kan wees? Ja, nie sonder twyfel. Die Here, dis net hoe hy werk en dis waar hy jou plaas in 'n konteks. En deur die werking van die Heilige Gees, as jy jouself beskikbaar stel, is dit absoluut ongelooflik hoe die deure vir jou oopgaan. As jy net gedrag modelleer en net kan wys jy is 'n Christen, dan is dit al klaar 'n ongelooflike geleentheid waar jy dit doeteenvoudig kan modelleer en net uitleef. Ja. Louis, in een van die onlangse publikasies van Toekomsvenster, die dagboek vir manne, het ongeveer 65 medewerkers was hulle daarbey betrokke gewees. Jy was een van hulle en dis 'n wonderlike dagboek. Ek kan sommer so advertensietjie vinnig hier insit. Ons kykers kan gerus navraag doen oor die dagboek. Jy het daarin geskryf en baie van dit wat jy geskryf het Hooglied as vertrekpunt gehad en ek kon so naamlik sien, maar kyk, die Louis is 'n romantiese wese. En ek het gedink, miskien gaan ek vandag saam met Louis gesels oor romantiek, liefde, seksualiteit, daai onderwerp in die Bybel.
en veral met name Hooglied. Het jy 'n besondere voorliefde vir Hooglied, want jy het regtig die vermoë om Hooglied te laat praat. Jyself digterlik in die manier waarop jy met Hooglied omgaan. Het jy 'n besondere liefde vir die boek? Ja, nee, sonder twyfel. Ja. Die lied van alle liedere. As jy Ja. kyk, ons lees in 1 Konings 4 dat Salomo het so 1005 liedere geskryf en hierdie is die mooiste een. Sonder twyfel. Ja. 'n stuk digkuns van formaat wat Ja. ek nog nooit ergens anders in die wêreld teëgekom het of gesien Ja. het nie. Ja. Absoluut ongelooflik. Ek het so 'n bietjie 'n pastorale model rondom dit ontwikkel, rondom ja. verhoudings ook. Ja. So en ja, waar begin die Bybel? Ja. Met 'n stuk romantiek tussen man en vrou in die paradys reeds. Ja. So en waar eindig dit in die Bybel ook met 'n bruid? So ja, ek is 'n romantikus en 'n Hooglied 'n ongelooflike stuk literatuur. Sjoe, ons moet nou net daai twee fenominale momente wat jy genoem het vashou, want ek wou mos nou vir jou vra en sou vir jou gevra het of ons romantiek hoegenaamd in die Bybel, maar is dit nie fenomenaal nie? Dis waar alles begin, is tussen 'n man en 'n vrou. Nee, en Adam wou nog klaar, ek kan hierdie werk alleen doen nie, toe is Eva daar nie, en toe hy vir haar sien, toe sê hy, nee, ek het gewag daarvoor. En dan eindig dit met die grootste bruilof van alle tye, waar die bruidegom met die bruid, die grootste liefdesverhaal van alle tye, hè? Wow. Maar nou as 'n mens Hooglied deurblaai, dan voel jy half ongemaklik met die boek, want jy voel maar dit hoort nie lekker in die Bybel nie, en jou geneigtheid, en ek weet baie mense doen dit ook, is om die boek dadelik te spiritualiseer. En miskien is daar wel 'n spirituele interpretasiemodel. Hoe voel jy oor die boek? Moet 'n ou die boek lees soos wat hy daar staan en sê wat daar staan is wat daar staan? Ek bedoel, dat ek nou nie hier sê, jy kan ook later vir ons 'n paar voorbeelde noem in die boek uit, maar wat daar staan is wat daar staan. Ja, nee, natuurlik. Die boek is geskryf soos hy is en daar is 4 interpretasiemoontlikhede wat deur die geskiedenis gevolg is. Ja. Waarop ek nou nie te veel op die eerste 3 wil stil staan nie. Ja. Juist die liriese deel, die gedig vir wat dit is. Ja. En natuurlik begin dit met soen my. Soen my weer en weer, die openingsverse van die boek. Ja. Absoluut ongelooflik om die boek te lees net soos hy is. Ja. Maak dit ons ongemaklik? Glad nie. Dit is inteendeel in parallel met antieke literatuur uit dieselfde tyd, uit Egipte en Sirië en Mesopotamië, en selfs uit Kanaan. En die beelde wat gebruik word is glad nie iets om ons om te krap nie. Wat ons daaruit leer natuurlik is fenomenaal en ongelooflik. As mens net mooi gaan kyk, dat dit begin met vergifnis en aanraking van intimiteit. Soen my weer en weer. Is dit nie ongelooflik nie? 'n stuk waaroor mens liries kan raak en om die liriese interpretasie in meer moderne tyd te volg, lees dit vir wat dit is en dit is ongelooflik wat daar staan. So help net vir ons as ons nou vanaand by vernuwing gaan Hooglied lees, en dit lyk vir my jy sê ons moet dit saam met ons wederhelfte lees, nê? So stukkie vir stukkie, verorber en so aan. Waaroor gaan Hooglied, die boek Hooglied dan nou ten diepste? Fundamenteel oor 'n verhouding tussen twee mense, 'n man en 'n vrou. In al die interpretasies kan mens nou maar kyk daarna net soos jy wil. Fundamenteel gaan dit oor soen my. Ek smag na jou, my oë straal om na jou te kyk, jy's vir my mooi. So 'n ongelooflike uitreiling van beelde en dialoog tussen 'n man en 'n vrou, met alles wat daarmee saamgaan, al die kompleksiteit, al die dinamika, so regtig die fundamentele beginsels van 'n verhouding, hoe dit werk en wat kan fout gaan, hoe om dit reg te doen, kry jy in die boek Hooglied. Ek dink nou maar sommer net vanuit die literatuur self, staan die twee met mekaar in 'n verhouding? Is daar sprake van sekuriteit en afspraak, as ek maar sommer so vinnig daaroor mag dink? Sonder twyfel, en as jy nou in die Bybel kan gaan dink waar die onderwerp ter sprake kom en waar dit verkeerd gegaan het, is dit nou juis waar dit nie in hierdie konteks was nie. So fundamenteel in die boek Hooglied is daar konteks van 'n verhouding. En hierdie konteks word gedefinieer as die intimiteit van waar dit begin, soen my. Niemand gaan iemand anders soen en aanhou soen as jy nie in 'n verhouding staan nie. So sonder twyfel staan die twee individue in 'n bepaalde verhouding. Hulle sentraal is die twee sentrale akteurs in die boek natuurlik. Daar's ander rolspelers ook later in die boek en wat ook 'n rol speel binne in die boek. Maar sonder twyfel, die man en die vrou sentraal in die temas van die boek. Maar Hooglied is baie eksplisiet.
Ja, nie om jou bang te maak Nie in die negatiewe sin van die woord nie, maar ek bedoel dis 'n eksplisiete romantiek literatuur. Dit gaan oor beginsels van kontak, ja. Raak aan my, soen my, reik uit na my. Ja. Ek regtig eksplisiet in die beskrywings van hoe mooi jy vir my is rondom 'n liggaam. In hoofstuk 4 is daar ongelooflike beelde van waar hy vertel van hoe mooi sy is. Ja. En hy brei uit oor haar hals en haar liggaam spesifiek en dele van haar liggaam. Ja. In hoofstuk 5 dan antwoord sy. En absoluut ongelooflik, bene soos marmerpilare. Is daar iets mooier? 'n Lyf soos 'n blokkie voor. Dis goed waaroor mens kan, dit gee hoendervleis as hy praat van, hy straal vir haar, hy smag na haar. Dit is goed wat 'n ou beleef in jou verhoudings en wat verhoudings maak werk, is om so mooi mekaar te komplimenteer. En 'n wederwysige bewondering van mekaar, ook se liggame. Ja, nie sonder twyfel, en so 'n bietjie rondom net die model dan om te sê, watter bril sit jy op om na jou maat te kyk? Watter vergrootglas gebruik jy? En as jy net daarmee saam dan mooi kan kyk en die mooi kan raak sien en te kan komplimenteer, watter verskil maak dit nie? En dit kom alles uit die boek Hooglied. Jou bene soos marmerpilare. Watter kompliment is dit? Ja. Sy verwys na sy bene sekerlik. Ja, in hoofstuk 5 natuurlik. Ons kan nie seker maak wie sy bene lyk so mooi nie. Op 'n stadium natuurlik heel interessant. Vergelyk hy haar met 'n Mary van Farao, maar met 'n spesifieke doel, om juis as 'n ongelooflike eie tydse kompliment. Louis, ons moet by 'n volgende geleentheid dalk 'n bietjie die teks lees en sommer dit lyk vir my daar's ook nogal humor. Maar soos jy sê, dit het die kultuur van daardie tyd adem dit baie sterk, nê? Yes, ja, natuurlik. Maar Louis, hoekom is dit dat romantiek dan so 'n skaars kommoditeit is in verhoudings? Dit lyk vir my so asof hier rondom die beginfase van die verhouding, dan is daar nou al die romantiek en bewondering van mekaar en skitteroogies en ensovoorts. En dan wanneer ons met die kompleksiteite van die lewe te doen kry en so aan, dan skielik verdwyn dit. Dis hierdie sleur van opstaan, werk, kom vanaand moeg huis toe, kyk TV, gaan slaap. Môreoggend ons herhaal dit doodgewoon. Hoe kan 'n mens die romantiek weer terugkry in verhoudings? Dis so 'n ongelooflike boek. In hoofstuk 2 vers 15, dan lees 'n ou van hierdie dinge, die klein jakkalsies wat die wingerd verniel. En dis waar dit nou verkeerd gaan. In hoofstuk 3 dan, lees mens sy hare is nat van die dou. Hy kom laat by die huis en die kommunikasie breek. En wat vandag in ons verhoudings verkeerd gaan, is die eerste ding is kommunikasie wat breek. Mens lees daarvan in hierdie ongelooflike boek. Hy kom klop aan die deur, sy sê ek het klaar my voete gewas, ek het klaar in die bed geklim. Sy verpas so 'n bietjie en sy sê ek gaan nie die deur oopmaak nie. En jy lees dat sy besef, maar sy verlang eintlik na hom. En sy spring op en sy gaan maak die deur wel oop. Hy het hom nou gewip. En hy leef, en hy's nie daar nie. En sy gaan soek hom in die strate van die stad. Dit is eie tyds vandag. Die tyd wat ons nie het vir mekaar om te praat nie. Kan 'n ou deur 'n selfoon, WhatsApp of deur 'n teksboodskap 'n werklike intimiteit inbring? Raak ons aan mekaar? Spandeer ons daai kwaliteit tyd in hoofstuk 1 vers 4, dan sê sy al, vat my hand en kom ons hardloop weg. Spandeer ons daai kwaliteit tyd om hande vas te hou, om saam weg te hardloop. Net weg te kom ook, nê? Tyd saam met mekaar te spandeer. Dit moet geprioritiseer word. Dit gaan nie self gebeur nie, nê? En ek bedoel die sleur gaan ons so uit dat dit die laaste ding is waarvoor ons kan sien of waarna ons dink. Tensy ons sê maar ons moet nooit hierdie liefde en dis 'n vorm van verliefdheid, maar alle vorme van verliefdheid, daar's die bekoring, nê? Ons met die bekoring, selfs al word ons 'n bietjie ouer, daai bekoring vir en met mekaar, die moet ons nooit verloor nie. En dis veel dieper as net die fisiese, maar dis 'n holistiese bekoring wat die ander persoon vir my het. So oor jare dan leer mense maar waar die dinge verkeerd gaan is, soos ek gesê het, nommer 1 die kommunikasie. Daai bekoring, daai van sy oë straal vir my, haar oë soos duwe. Die bekoring gaan verlore. En dan ongelukkig as die bekoring weg is,
dan raak die begeerte weg. Ja. En dan is die gom van die eenword daarmee Ja, heen. ja. En nou as mens nie praat nie en jy raak nie aan mekaar nie, jy spandeer nie tyd nie, dan is die bekoring verlore en die begeerte gaan weg en taan. Ja, En dan ja. gaan die goed verkeerd. Ja. Sou jy sê die Bybel is 'n romantiese boek? Sonder twyfel. Ja. Ou lees die mooiste stories van die begin van Adam en Eva en dan vir Jakob wat 7 jaar lank werk en Ja. dan so 'n bietjie 'n bloukie loop en nog 7 jaar werk. Ja. En mens lees verder van Dawid en Batseba en Samson en Delilah en dit hou aan en aan en aan. So Boas en Rut waar sy by sy voete lê. Ja. Dit is een stuk romantiek. Dit is een liefdesverhaal van ook soos ons gesê het die Here Jesus Christus en God vir die volk ook. Op ons grondvlak maar ook op 'n religieuse vlak. 'n Absolute drama van liefde. Ja. En dan uiteindelik in die ewigheid, in die volgende dimensie, aan die ander kant van hier, sal die romantiek voortduur, maar op 'n ander manier. Ja, en ek het al gewonder, wat gaan ons maak as ons in die hemel is? Ja. En ek het gewonder, Ek het al gehoop daar's 'n verrassing vir ons. Sonder twyfel. Ek dink 'n ander dimensie. Gaan daar jaloesie wees? Glad nie. Ja. Gaan daar seksualiteit wees? Dit is gegee vir voortplanting en in die Bybel as een van die dele van seksualiteit en wat daaruit voortvloei is kinders. Ja. So nee, ek glo nie dat seksualiteit enige belangrike rol gaan speel in die hemel nie. Ons gaan 'n ander dimensie hê van vervulling. Ja. Gaan ons by 'n bruilof wees? Verseker. Ja. En gaan ons lief wees vir mekaar? Verseker. Ja. En gaan ons in 'n bepaalde konteks staan van baie groot liefde in die teenwoordigheid van waar ons is in die hemel, natuurlik met God en die Here Jesus primêr. Ja. Maar gaan ons geliefdes daar hê? Sonder twyfel. Ons sien dan nou met verwagting uit om met hulle te verenig. Ja. So hoekom sal ons hulle nie ken nie? Sjoe, jy praat so mooi, Louis, baie dankie. En ons moet weer hieroor kuier en dalk weer miskien 'n bietjie meer inhoudelik gesels. Ek net ten slotte herinner ek my aan 'n teks wat meermale voorkom in Hooglied waar hy ook 'n waarskuwing bring, nê. En sê moenie die liefde ontwaak, as ek nou parafraseer, voordat die tyd daarvoor daar is nie. Daar is so 'n teks ook, nê, wat ook sê maar daar is 'n tyd vir alles. Ja, dit is dat mens verantwoordelik daarmee moet omgaan. Ja. Daar's ook die koppeling rondom geld, dat jy dit nie kan koop nie. Ja, Dat jy kan nie op 'n manier kompenseer daarvoor nie. En dan die boek Hooglied 8 vers 6, groot strome water en vuur, as dit dan ontwaak, kan dit nie blus nie. Ja. En dat dit dan verantwoordelik ontwaak moet word. So saam met hierdie hele saak van romantiek en ensovoorts verhouding, kom verantwoordelikheid. En 'n mens moet jouself voor die tyd afvra, en ek dink veral in ons jong mense, maar dit is seker vir ons almal van toepassing, maar veral ons jong mense, kan ek die verantwoordelikheid van hierdie verhouding nou hanteer voordat ek die liefde gaan wakker maak by wyse van spreuke. Ek het dit nou nie in die boek Hooglied gelees nie, maar iewers elders om te sê dis soos 'n eier. En as jy vir hom gaan breek, is hy gebreek. Daar gaan of 'n kykentjie in wees wat iets baie moois kan word en kan ontwikkel. Of ongelukkig gaan dit eiergeel wees wat gaan verspil. So as jy daai stap wil neem, ongelooflike verantwoordelikheid in die konteks van waar staan ons met mekaar? Wat definieer ons as ons verhouding met mekaar? En wat dan daarmee saamgaan? Dat dit absoluut, as jy dit ontwaak, is dit 'n vuur wat jy aansteek. Dis 'n damwal wat oopbreek en dan moet jy daarmee deel op 'n Maar as dit die regte tyd is dit 'n fenominale voorreg. Op verkeerde tyd lees ons net in die Bybel hoe verkeerd gaan dit as dit geforseer was. En daar's baie groot voorbeelde van hoe dit verkeerd gegaan het dan met Samson, met Dawid, op verkeerde tyd, verkeerde dinge, dan lei dit net tot 'n baie ongelukkige einde. Maar God het goeie bedoelings vir ons en dis deel van daardie ek weet wat ek vir julle beplan. En hy het nie bedoel dat ons alleen sal wees in die wêreld nie, en hy het vir ons 'n hulp gemaak wat by ons pas, ons gelyk is, en is 'n heerlike vreugde om 'n lewensmaat te mag hê as hy dit vir ons so bedoel en vir ons so toelaat en die dinge werk so uit om saam met 'n lewensmaat op die pad van die lewe en ook die geloofspad te mag stap. Baie dankie Louis, dit was heerlik en ons kuier weer saam met mekaar. Baie dankie, vreugde en 'n voorreg. Is jy toegerus vir die eise van die lewe? Voel jy soms oorweldig en onbekwaam? Kan jy situasies wat op jou weg kom met vertroue en sekerheid hanteer? Toekomsvenster wil jou metgesel
op pad na 2020 en aan die ander kant daarvan wees. 'n Hele spektrum van uitnemende stiltetydmateriaal is en word ontwikkel om belangrike temas op pad na geestelike volwassenheid aan te spreek. Jou identiteit in Christus, emosionele en geestelike heelheid, hoe 'n mens keuses maak en disippelskap. Ook God se liefde vir alle mense en die roeping van die gemeente om die boodskap van verlossing uit te dra. Daarmee saam die merkwaardige werk van die Heilige Gees en God se plan met jou lewe. Hierdie is maar 'n paar van die temas wat in 9 weke reise by wyse van kort en praktiese daaglikse stilhou plekke bespreek word. Uitstekende skrywers, uitstekende materiaal, oor 'n uitstekende God, verder gerugsteun deur effektiewe kleingroepmateriaal en preeksketse vir gemeentelike gebruik. Besoek Toekomsvenster vandag nog by www.toekomsvenster.co.za. Laai die app af van die App Store of Google Play of skakel 3 by 011 665 2017. Dominee Janie Pelser is beskikbaar om by julle gemeentefunksie of erediens op te tree. Onthou Toekomsvenster, jou reisgenoot op pad na die toekoms. Louis, baie dankie. Mens, dom om te dink dat die Bybel so vol romantiek is, nê? Liefde. In die liefde kan daarom 'n ou se hart laat chocolates klop, nê? Amper sê hy 2 woorde agter mekaar of verkeerd om, nê? Die liefde kan 'n ou se hart daarom eenvoudig net met energie laat ontwaak. Dis 'n wonderlike ding om lief te hê en lief gehê te word. Julle ouens, en veral binne die konteks van die huwelik, nê? Want daar's natuurlik 'n medemenslike liefde, dis baie belangrik, en die liefde wat ons vir mekaar het binne werksverhoudinge, selfs binne familieverband, gesinsverband, en op ander plekke ook binne taal, kultuur, volksverband, en ook in Suid-Afrika as mede-Suid-Afrikaners en uiteindelik ook as medemense in die hele wye wêreld. Ons is lief vir mekaar, maar daar's 'n eie soortigheid aan die verhouding, die liefde wat daar tussen 'n man en vrou is binne die ruimte, die sekerheid en die sekuriteit en die veiligheid van die huwelik, soos wat God dit bedoel het. En daarom sê die huweliksformulier vir ons so besonder is net dat die huwelik is deur God ingestel. Toe hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En God self is 'n sosiale wese, Vader, Seun en Heilige Gees. En ook God bestaan in gemeenskap, in intimiteit. En toe hy die mens gemaak het op sy eie besondere manier met die vermoë om ook te kan voortplant en op geslagtelike wyse te kan betrokke wees by mekaar en intimiteit te kan belewe en al daai wonderlike goeders, want wie het ons gemaak? Die Here, hè? Manne en vroue het hy gemaak, elkeen met hulle eie soortigheid, hulle eie manier van opereer en ensovoorts. Wat 'n fenominale voorreg om daarin te mag deel hê. En om die volheid van dit wat God daarin verpak het, te kan geniet en op reis te kan gaan daarmee, want dit vat 'n leeftyd om die liefde te verstaan en die liefde te beleef. Jy kan hom nie uitleef nie, kan hom nie opgebruik nie, nê? Dit is 'n onuitputlike bron van moontlikhede. En die bedoeling is nie dat ons binne 'n huweliksverhouding verveeld raak met mekaar nie. Ek weet nou alles van jou af. Daar's geen verrassings meer nie. Daar's nêrens meer om te gaan nie. Daar is niks wat my meer opgewonde maak nie. Daar's nie meer 'n aantrekkingskrag nie. Daar's nie meer aangetrokkenheid nie. Daar is nie meer 'n sin en in saam wees, saam op weg wees nie. En dit gaan natuurlik oor die totale mensheid, nê, daai ervaring van mens wees. Want intimiteit is meer as die fisiese. Intimiteit binne 'n huweliksverhouding is om geestelik, emosioneel en fisies met mekaar op weg te wees. In die manier en die wyse waarop God met elkeen van ons individueel op pad is, maar ook met ons gesamentlik op pad is.
is kosbaar, nê. En ek sit by myself en dink, miskien moet jy net weer 'n bietjie vir iemand, dalk wanneer jy weer vriende oornooi dan vra jy sommer daai vraag, want jy help daai mense, hoor. Hoe het julle mekaar ontmoet? Weet julle skielik is daar weer 'n vlammetjie in die hart. En jy herroep daai oomblik, daai tyd, daai geleentheid, die wonder daarvan, die magic, die ervaring van menswees sien, van aangetrokkenheid en alles wat daarmee saamgaan nê, van toe jy haar gesien het, of toe iemand jou aan haar of hom voorgestel het. So ek dink aan my eie lewe nê, my engel Suzette voor my gesit, en die krulletjies hare soos Annie, net daai fliek. En al wat ek gesien het, was hierdie krulletjies hare, was by 'n jeugbyeenkoms. En ek het agter haar gesit, ek het nie eens haar gesig gesien nie, net die krulletjies hare. En ek het geweet, ek gaan met haar trou. Die Here moes my ook help, want ek was al 'n ou jong kerel en 'n bietjie baie onafhanklik op daai stadium, nê. So hy moes my so 'n bietjie help in die verband. Maar daai selfde aand so vir haar gesê, ek gaan met jou trou. Sy het haar mors dood geskrik. Sê, wil jy nie so eensaam met my kom ry nie? En sy dink, wie's die vreemde man? Kan ek hom vertrou? Hy's nou wel 'n tokkelok, maar kan ek hom vertrou? Waarheen ry hy my nou? Wat gaan hy met my maak? En ons is daar weg in die vreemde in om 'n pakkie te gaan aflewer. En as 'n ou die storie weer vertel, nê? En dan skielik dan onthou jy weer. En as jy weer onthou, dan ontstaan daar weer iets in jou eie hart. Dan kom die vonkel terug en dan sê jy maar, kom het ons verloor wat ons toe gehad het. Hipoteties nou, nee, ek sê nie ons het dit verloor nie, inteendeel. Maar wat het geword van daai vlammetjie? Wat het geword van daai spesiale ding? En miskien is Hooglied 'n manier waarop dit weer in jou eie lewe ontsluit kan word. So wat daarvan is jy en jou geliefde sommer so 'n paar verse elke aand saam met mekaar lees. En net weer die wonder, maar ook die lyflikheid van liefde herontdek. Wow, God is 'n wonderlike God. Onthou die app van Toekomsvenster, julle ouens, laai dit af asseblief. Jy kan daar stilte tyd hou, jy kan die Bybel lees, jy kan na boekvoorlesings luister, daar's aktualiteit, daar's opnames wat op TV gebeeldsend is, daar's preke, daar is, wie weet wat alles, dis 'n ryke bron van geestelike groei, wat jy ontsluit wanneer jy daai app aflaai. Vertel ook vir ander mense. Dankie ook dat jy na hierdie programme kyk en dat jy daarna luister en dat jy vir ander mense vertel, sodat hulle deel kan word van wat ons hoop en glo 'n groeiervaring is in en deur jou eie geloofslewe. Dankie ook dat jy kennis neem van die inligting aan die einde van die program. Jy kan vir ons skrywe en jy kan dit natuurlik ook vir ons moontlik maak om voort te gaan met hierdie programme. Ons waardeer jou, baie dankie, tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.